Hallo almal, welkom by Boerperspektief. Hierdie week fokus ons op die hoogtepunte van die onderhoude wat ek gehou het met die verskillende mense en ook die nodige vrae wat ons moet vra volgens die situasie in ons land. Baie boere praat nou oor back and closure. Hoe raak dit boere in praktyk? Geweldige negatiewe impak op die hele boerderybedryf dan en op die arme boer se plaas. Ek kan net nie vir daai beeste meer verkoop nie. Soms moet hulle geslag word en dit het 'n ontsettende nadelige effek op boerdery. Dit gaan maar 'n lang proses wees. En ons is positief oor dit wat tans gebeur en dit wat ons sien gaan gebeur in die toekoms. Maar dit bly maar 'n bekommernis. Dis 'n swaard wat maar oor jou kop hang. Speel onwettige beweging van diere 'n rol en hoe groot is daardie probleem? Dis wat ek nou net ook genoem het. Diere wat rondloop en wat onbeheerd is, kan verseker die siekte versprei. Dis 'n risiko. Ja. So my raad is aan boere in 'n distrik moet daardie rondlopende diere geïdentifiseer word. Die eienaars moet opgespoor word, dat daardie diere beheer word in kampe gekwarantyne word, as ek dit so kan sê, as dit nou siek diere is. Ja. So rondloopdiere is verseker 'n groot risiko wat die siekte kan versprei. En ons moet sover as moontlik hulle probeer uit ons grense van ons plaas. En is daar 'n oplossing? Biosekuriteit as sulks, Jan, is daar baie vrae oor. Baie mense sê, kom ek begin eers by biosekuriteit en ons praat van verspreiding van back and closure. Nou, hoe versprei back and closure? Nou, daar's uiteenlopende verduidelikings van hoe back and closure versprei. Feite van die saak is, as 'n ou geen biosekuriteit toepas nie, ek meen, dan is dit mos nou legio. Dan kan, As u vandag een boodskap vir elke veeboer in Suid-Afrika kan gee oor back and closure, wat sou dit wees? Die belangrikste is hou moed. Hou moed. Dit is nie maklik nie. Dit is nie lekker om jou diere so siek te sien nie. En jy weet ons boer, want ons is lief vir die natuur en ons is lief vir diere. Maar ons moet maar moed hou en kalm bly en doen wat ons kan en volg die strukture wat in plek is. Rapporteer dit as daar 'n uitbraak by jou is. Vat jou kwarantyne, maak seker dit versprei nie verder van jou af nie. Maar hou moed. Ek dink daar is lig in die tonnel. Dis wel 'n baie lang tonnel. Ek het vroeër gesê, hierdie is nie 'n kort afstand wedloop nie. Dit is 'n baie langtermyn ding om Suid-Afrika weer back and close skoon te kry met enting. Dit gaan definitief nie binne 10 jaar wees nie. Ons moet maar net geduldig wees en doen wat ons kan. Maar ja, die son gaan môreoggend weer opkom en ons gaan aan. Gelukkig boere is baie praktiese oplossings gedrewe mense. Ons maak planne en dit is wie ons is. En ons sou nie geboer het as ons nie so was nie. So, hou net aan. Boer volhoubaar, boer prakties, boer ekologies. Want as jy dit nie doen nie, gaan jou veldse toestand agteruit gaan en stel jy jou veld ook meer bloot aan nodige siektes. Ons kyk weier as net back and close. Ons praat van siektes wat deur bosluise ook veroorsaak word. Ek het al waargeneem dat waar daar 'n hoë aantal swakker tipe grasse oorbewei is byvoorbeeld, is die lading van peste ook hoër. So as jou veld reg bestuur word, jy beter grasse op jou veld, jou aantal peste ook baie minder. So bestuur jou veld reg en indien jy dalk nie heeltemal weet nie, kontak 'n geakkrediteerde weiveld-ekoloog. Veiligheid, sal ek sê, veiligheid begin by jouself. Paraatheid, maak seker jou huis en hare is in plek. Raak betrokke by jou veiligheidsstrukture, jou boereverenigings, jou plaaswagte, jou rural safeties, daai forums, bouverhoudings met die gemeenskap, mense op jou plaas en ja, wees paraat. Doen alles in jou vermoë wat jy kan aan die veiligheidsaspek van sake. Biosekuriteit, die belangrikste op die einde van die dag, en as jy kan. As jy instof kry, back and close en ja, ek het gesien met biosekuriteit, kyk na jou vee. Lyk my met back and closure, hoe in beter kondisie jou vee is, optimale kondisie is, hulle meer weerstandig om die siekte te beveg. En doen alles in jou vermoëns wat jy kan, binne jou vermoëns. So, dis maar my raad aan die mense wil nie altyd negatief praat nie. Maar as 'n ou met 'n boodskap gee is, hou moed. Daar is dinge besig om te gebeur na die positiewe kant. Ons kan sê, luister, 'n groot moontlikheid
dat ons die ding onder beheer kan kry, met die regte sisteme in plek, met die regte wie doen wat en wat doen wie, en hoe en wat en wat en wat, en ons gaan hierdie ramp onder beheer kry. Hou moed, dit gaan gebeur. Niemand weet wanneer nie, maar dit gaan gebeur. So my boodskap is, hoe moeilik dit ook al is, vir elkeen van die boere wat geraak word hierdeur is. Hou moed. Daar is 'n oplossing. Ek dink ons land moet net dit vinniger hanteer. En ja, dit is my opinie.